Wonderlik vriende, julle kan gerus julle sitplekke inneem. Great om vanoggend saam met julle te wees. Ek wonder of jy sommer gegroet het. Het sal terrible wees. Van julle sê yes, ek soos man, ek weet nie of ek reg is vir die winter nie. Wel, goeiemôre julle. Amper seker as julle 'n Bybel het. Maar ek besef ek gaan 'n bietjie rondspring, maar as jy 'n Bybel het, dink ek gaan ons die meeste van vandag in Efesiërs wees. So julle kan gerus soontoe gaan. Ons gaan aan met ons reeks wat ons entitled Identiteit. En ek weet nie van julle nie, maar man, ek is baie gechallenged en in 'n goeie manier. Baie geseën as ek sou sê hierdie week. So kry van julle die devotions elke oggend? Nou daar's so een, ek dink dit was hierdie week. Ek is nou dan agter. Okay, maar ek dink ek het dit in hierdie week geval. Waar die skrywer praat van hoe God ons sy treasured possession noem. En hy skryf dit, hy sê the whole earth, die teks waar God praat van sy mense as sy treasured possession, skryf hy in daai teks van die hele wêreld is myne, en hy gaan, the whole earth is mine, but what can you give to a God who already has everything? He has the mountains, the seas, the stars, the planets, yet there's something that makes even God feel rich. Treasure that he keeps very close to his heart, and that's you and me. Het jy al aan gedink om iemand se treasured possession te wees, aan iemand wat alles besit, is daar een porsie van alles wat hy besit, treasured. En dis sy mense wat hy vir homself red. So man, dit het my, ek het nie gehuil nie, jy het gehuil. Een oggend voor gym, daar in my kar. Dit was 'n confession, dis waar ek my stilte tyd het, so nou en dan. So, ek wil gou 'n recap gee wat ons al gedoen het. So, die eerste een wat ons gedoen het, is gekyk na die identity gap. En ons het gesê, as jy kan voorstel, alles wat jy oor jouself dink, en in daai wit sirkel. Dit in kontras met alles wat God sê oor jou, wat hy glo, of nie glo nie, wat hy weet en sê waar is, oor die mense wat hy gered het. En as jy sal sien, is daar's porsie 1, is daar waar ons al getransformeer is, daar waar ons al begin dink soos God dink. Maar daar is so baie van ons denke en optrede wat eintlik buite God se view is. En 'n fancy manier, dis fancy. Nommer 3 is eintlik leuns. Dit is of die maklike manier om dit te sê. Dis 'n klomp leuns wat ons dink en glo, wat nog nie en dis nie net van ken nie, dis van vasmaak in jou hart. Dit is deel van dis hoe jy dink. En die hele reeks se doel is om die twee sirkels naby mekaar te beweeg. Okay? So dis wat ons hier doen. As jy kerk toe gekom het en vir iemand sê wat jy by die kerk gedoen, jy sal sê ons het twee sirkels nader aan mekaar beweeg. Dis ons goal hierso. Toe het ons gaan kyk na ek is 'n kind en God is my pa. En toe het ons gaan kyk dat ek het die voorreg om 'n diensknegt te wees en God is my koning. Dit was laasweek, nê? Nee. Yes. Nou vandag gaan ons kyk. Nou okay, dit werk net beter in Engels. I am a saint. I am a saint. And he is my savior. Nou die Afrikaans sê heilige. Ek is 'n heilige. Nou nie een van ons praat meer so nie. Die Engels laat my volgende storie ook beter werk. I am a saint. Nou ek weet nie of hoe jy dit voel as ek dit vir jou sê in die Bybel sê hoe kan ek sê praat die skrywers van dat Christene saints is. Nou, hoe val daai op jou oor? Wil ek jou sê, is dit jou intree speech definisie van jouself? Ek is 'n saint, want hier is die ding. Dis gewoonlik in ons Afrikaanse kultuur, 'n saint is nie baie, ons hoor nie baie daarvan nie. Dis gewoonlik die privaat skool teen wie rugby of waterpolo speel. Dis die ouens wat goed is in waterpolo. Dit was nie 'n offense daar nie, né? Dis ek het in Sint Francis straat gebly. Nou, die idee is, en as jy ooit in Europa was, dan is elke tweede kerk 'n saint iets. Né? Elke tweede gebou is, ek dink aan toe ons in Engeland was, daai St. Paul's Cathedral, daai incredible gebou wat gebou is. Maar die punt is dit, so 1000 jaar terug in kerkgeskiedenis, het die kerk van daai tyd, ek dink is die meer Rooms-Katolieke stroom, het toe 'n proses ontwikkel waar hulle mense die titel saint gegee het. En so die idee is dit, dat nommer 1, jy moes dood gewees het vir at least 5 jaar. Okay, so bad luck. Nie een van julle kwalifiseer nie. Dan, na 5 jaar was jou lewe geondersoek. Daar was speurders en allerlei mense om te gaan uitvind of jy nou regtig 'n saint was. Want dan gaan check het hoe jy gelewe. Okay, dis nommer 2. Nommer 3,
Hulle sou gaan kyk het na die invloed wat jy gehad het. Het jou lewe 'n impak op ander gehad en het dit veral ander mense help bid? Interessant genoeg. Gelei na 'n lewe van gebed toe. Dan vierdens, daar moes 2 bevestigde wonderwerke in jou lewe gebeur het om te kan basies as bewys dat God jou gebede gehoor het. En dan laastens, as jy dan almal nou besluit het, okay, dit is reg, dan was jy geseënd. Maar obviously jy kan dit dan nie regtig geniet hier op aarde nie, want jy jy is nie meer hier nie, maar jy word dan gecanonized, is die idee. Ek weet nie hoekom dit so cool is nie, klink vir my of jy geskiet word, maar die idee is dit, as ons dan dink aan saint of iemand heilig, dan dink ons aan iets wat jy moet oplewe na toe, is dit nie? Maar, en ek dink selfs hoe ons praat, so wat ook al ek daar verduidelik het, gaan ons almal so, wel, dis nie ek nie. Is dit nie? En ons het selfs in ons taal, die Afrikaans nie so erg nie, maar die Engels sê, but I'm no saint. Jy weet, gewoonlik as jy probeer vertel dat jy goed was, maar dan wil jy net so half 'n disclaimertjie insit, I am no saint. In Afrikaans sê ons, hy's glad nie 'n engeltjie nie. Het jy al dit gehoor? Dis is ons manier om te sê, ek is pretty good, maar ek is nie perfek nie. Hy's nie 'n engeltjie nie. Nou, kom ons gaan kyk, wat sê die Bybel hieroor? Is om 'n saint te wees iets wat jy verdien in lewe in, of is dit 'n identiteit wat ons kry die oomblik wat ons in Jesus glo? Ek het net gedink om so 'n paar illustrasies uit die boek van Efesiërs uit te kry, en ons is hoofsaaklik ons in hoofstuk 1, maar kyk gou hoe Paulus, hoe groet hy hierdie gelowiges in die kerk. Hy sê, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, to the saints who are at Ephesus. So hy noem die hele kerk, elke gelowige noem hy 'n saint. Dan 'n bietjie later, hy het gesê, hy het gehoor van hulle, sê, for this reason, because I've heard of your faith in the Lord Jesus Christ, and the love, and your love towards all the saints. So hy noem God se mense saints. Ephesians 2:19, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God. So nou eerstens wat ek wil hê jy moet hier agterkom is dit. Hy het nie vir die voorste ry mense geskryf nie. Daar was nie 'n spesifieke kategorie in die kerk. Ek dink en hierdie brief was 10 bedoel vir 'n paar kerke om en by die stad Ephesus. Hy het nie 'n gedagte gehad, okay, cool, ek skryf nou aan die saints, maar die standaardgraad ouens, hulle noem ek nou iets anders. Saint was vir Paulus 'n term vir elke liewe persoon wat hulle geloof in Jesus gesit het. Saint. En ons gaan nou 'n bietjie oopmaak wat dit beteken. Nou, what's coming now is ChatGPT. Ek is maar dit is nogals cool om soos vinnige research te doen. Kan ek jy my research gee wat ek gedoen het? Ek het gevra, hey Chat, wat is kyk, ek kon dit ander maniere gekry het, maar hoekom moes nou lank pad vat? Ek wil gaan kyk het, wat is die mees common ding wat die skrywers in die Nuwe Testament Christene noem? Dis 'n cool research tool, né? In elk geval, wil julle weet wat is die nommer 1, veral in die opening, ek het 'n paar teorieë gehardloop, maar in die openingslyne van elke brief in die Nuwe Testament, die 27 briewe in die Nuwe Testament, is die nommer 1 spot saint. Die top naam wat skrywers aan Christene gee in die Nuwe Testament, veral in hulle briewe, offisiële, I address you now by your official title, saint. Wat julle weet as die ander, want Chat het vir my gesê, ek kan vir julle ook sê. 6 keer praat hy van kerk. Hy noem hulle kerk. So saint beteken God se heilige mense, kerk beteken God's gathered people. So as jy 'n saint is, gather jy. Dit is deel van wie is. Toast, saints gather. Kerk gather. Dan beloved is die derde en dan vierde elect. Uitgekiesdes is die terme. Cool, dit was ChatGPT. Actually is in die Bybel, Chat het my net gehelp om dit te kry. Maar hier's die dilemma. Paulus skryf aan hierdie gemeente en dan noem hulle saints, maar nou wil ek jou in dieselfde, en die woord saint kom letterlik van die woord heilig af, wat beteken set apart, en jy die idee van perfektheid aan hom. Dit is wat die term
dra. You're set apart for sole use of God. Jy's apart gesit net vir God. En met dit kom daar 'n perfekte idee saam. Nou dieselfde brief wat hy dit sê ook die volgende op sekere stadiums in die volgende slide. Sê hy dit. Nou onthou, hy skryf vir die saints, maar nou sê hy vir die saints, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you, along with all malice. Ek kon 'n klomp ingesit het, maar net vir sake of time. For instance, op een deel sê, for the thieves among you, hou op steel, en werk met jou hande. So, in een punt sê hy, saints, perfekte mense, en in die ander punt sê hy, daar's nog heel wat werk om te doen. En wat ek vanoggend wil doen is, ek wil hê ons moet daai, wat op aarde, perfek een kant, en hy praat met ons saints, en aan die ander kant sê hy, clearly, en dan sê hy ook, and do not get drunk with wine. For that is debauchery, but be filled with the Spirit. Daar's 'n klomp wat ek kon gegee het. So, kom ons probeer hierdie verstaan. So, vir die volgende, kom ons sê dalk 20 minute, gaan ons so 'n bietjie in 'n teaching vibe ingaan. So as jy notas het, go for it. So ek hoop julle bly by my. Ek gaan my bes te probeer om dit nie te boring te maak nie. So ek het baie prentjies. Dit is gewoonlik wat my gehelp het op skool, as daar prentjies was. Great, so kom ons gaan na die volgende een toe. So die eerste ding wat ek wil doen, is ek wil hê ons moet ons lewe voorstel as 'n tydlyn, want iewers was ek en jy gebore, en jy was baie jong toe jy gebore was. In fact, sorry, dit was een van my kinders se grappies, wat hulle dink is crazy snaaks. En toe dink ek ook dis snaaks. Maar as jy jou lewe sal voorstel as 'n tydlyn, dan iewers, en almal van julle hier, bevestig ek julle was gebore, op 'n stadium as jy aan die linkerkant kyk. Dan in die middel is daar so 'n dot met 'n kruisie, daai illustreer 'n periode in jou lewe, 'n oomblik waar jy jou geloof in Jesus gesit het. So almal is gebore, maar niemand is gebore met die kruis nie. Jy is gebore, okay, ons gaan nou daarby kom. En dan gaan die lewe aan, en dan kom ons by nog 'n dot, en ek noem hom promotion. Vir alles daar 'n kruis daar is dit 'n promotion. As daar nie 'n kruis is nie, is die promotion condemnation. Maar as daar 'n kruis is, as daar 'n oomblik is wat jy geloof in Jesus gesit het, kom daar 'n dag, of wat Jesus terugkom, om wanneer jy sterf. En dit sal 'n dag wees waar daar 'n hele nuwe era in jou lewe aanbreek. So, ons gaan nou hierdie prentjies, is julle nog by my? Maak hierdie prentjies sin? Okay, great, ek is so bly. Die oomblik van promotion is waar jou geloof sig raak. Maar nou, kom ons kyk gou. Nou, ook wat jy kan doen, is jy kan hierdie hele prentjie vir jouself voorstel aan hierdie segmente van jou lewe. En die eerste ene is jou BC days. Het jy al van dit gehoor? Weet jy van julle wat BC voor staan? Before COVID? Wanneer laas het jy 'n masker en 'n cabiel of iets gekry? Onthou julle daai dae? BC, before Christ. So elke liewe persoon wat nog ooit gebore is nie 'n Christen gebore nie. Jy is gebore as iemand wat God voor lief is, en ma en pa is baie lief vir jou. En dan die eerste paar weke daar in die middel van die aand, en dan betwyfel hulle lewensbesluite. Maar jy is gebore, Paulus beskryf hierdie deel van ons lewens in Efesiërs 2 vers 12, without hope and without God in the world. Dit is Paulus se beskrywing in Efesiërs 2, without hope and without God. Dan is daar 'n oomblik. Dis of 'n onmiddellike oomblik, of dit is 'n bietjie van 'n tydperiode, die beste wat ek dit kan verduidelik. Party mense se redding is soos 'n by wat jou gesteek het. Jy weet presies wanneer daai by jou gesteek het. Ander mense is bietjie meer soos 'n blom. Op 'n stadium is die blom toe, maar nou is die blom oop. Die vraag is wanneer het die blom oop gegaan? Jy was in daai tydperk het hy oop gegaan, maar iewers daai het jy jou geloof in Jesus gesit. Jy het die boodskap gehoor van redding, dat God jou wil red en na homself toe bring, dat hy jou wil vergewe van jou sondes, en jy het jou geloof in hom gesit. En ons beskryf daai as jy is forgiven. Nou, ons gaan nou by die ander. Het ek dit hier gesê? Ja, kom ons sê dit gou hierso. Nou, as jy nie is in kerksirkels, sal jy 'n paar terme hoor wat mense baie keer gebruik. Baie keer praat die mense van I'm born again. Dis presies dieselfde wat by nommer 2 gebeur. As die oomblik wat jy geloof in Jesus het, is jy vergewe,
'n ander term wat mense gebruik, jy's born again. Ander term wat mense gebruik is jy's gered. Het julle hom gehoor? Ek is gered. Ek het tot bekering gekom. Klomp terme wat die Nuwe Testament skrywers gebruik vir daai oomblik in jou lewe. Nou, na daai oomblik kom ons by waar meeste van ons is. Daar mag dalk mense by ons wees vanoggend wat nog nie, hulle het nog nie die kruisoomblik gehad nie, en dis great dat jy hier is, want vanoggend is dalk jou dag. Maar vir die van ons wat al na Jesus toe gekom het, is nou in 'n proses voor die dag wat ons sterf, wat ons in hierdie journey van transformation genoem kan word. Ons is besig om te verander. In 'n oomblik is ons vergewe, maar nou is ons op hierdie journey besig om te verander, en ons kom na die dag na ons dood, en die Bybel beloof ons sal totaal en al getransformeer wees. So ek gaan nou 'n paar laagies op hierdie sit, laat ons hom sien. Kom ons kyk na die volgende een wat ons kan kyk. Die ander manier om hierna te kyk, die oomblik wat jy jou geloof in Jesus sit, kry jy 'n nuwe identiteit. En dit is as jy die boek van Efesiërs kyk, sien jy Efesiërs 1-3 beskryf hierdie nuwe identiteit. Dit beskryf jy was dood, nou is jy lewendig. Jy was onheilig, en nou is jy, en ons sal daarby kom, 'n saint. Of ons sal kyk, nou is jy 'n kind van God. Nou is jy 'n diensknegt van God. Maar nou dat jy 'n nuwe identiteit het, leer jy nuwe weë aan. Jy leer om anders te lewe. En dit is letterlik wat die tweede helfte van Efesiërs oorgaan. Nou dat dit waar is van jou, is hier 'n manier om nou te lewe. Die beste voorbeeld van dit is ons, toe ons vir Benny aangeneem het, was hy jonk, hy was 4 maande, so hy het nie ander weë gehad nie, hy het maar net eet, doek en slaap. Dit is maar hoe hulle gaan. Maar imagine jy neem iemand aan wat 8 jaar oud is of 10 jaar oud is. Die oomblik wat daai hofbevel, wat daai uitspraak kom, is daai kind legally joune. Die dokument wat hulle jou gee, sê, as if born to you. Maar wanneer daai kind die eerste week in jou huis is, gaan hulle nie presies weet wat aangaan nie. Hulle gaan 'n nuwe weë met, Sondag gaan ons kerk toe. Julle almal, okay, cool, dis wat ons nou doen. As ons eet, dan gaan skep ons so op, of dit is hoe ons dit doen, of so die punt wat ek maak is, ons leer, nadat jy gered is, nadat jy vergewe is, nadat jy aangeneem is, leer jy nou om hierdie nuwe identiteit uit te lewe. En dit is basies waaroor hierdie reeks gaan, is om te kyk, dis wie jy is, wat God jou gemaak het, nou leer jy om uit daai plek uit te lewe. En dan eendag, incredible, kry jy 'n nuwe liggaam. Dis wat die Bybel beloof. Na jy promote word, na Jesus terugkom of na jy gesterf het, op 'n dag kom daar 'n punt wat almal op gaan staan en voor die troon staan. En die gelowige kry 'n nuwe liggaam. Nou as jy dink, ek maak dit op, kom ons lees wat Paulus sê in 'n ander brief. Hy sê in Filippense 3, hy sê dit, praat met die Christene, en hy sê, but our citizenship is in heaven. En dit waar jy regtig behoort. Jou burgerskap is in die hemel, jou adres is in die parel. Our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Dis die belofte van die gospel. Ons het 'n nuwe identiteit, ons begin getransformeer, maar daar kom 'n dag wat ons 'n nuwe liggaam gaan kry. En vir party van julle is dit amen, amen. Ek wat nou hier in die 4de verdieping lewe, hier 40's, as jy in die oggend opstaan, as daar klomp dashboardliggies aan. Ek's excited vir die nuwe liggaam, maar die amazingste ding van die nuwe liggaam, hierdie nuwe liggaam kan nie meer versoek word nie. Sonde kom ons is nuut gemaak, maar sonde kom na ons toe deur ons liggame. Deur die ou manier van dink en desires wat nog in jou is. Imagine daai dag. Opgestaande verheerlikte liggaam. Een van Lise se grootste concerns is nou, hoe oud gaan ek wees? Hoe oud gaan my liggaam wees? Sy wil 'n teenager wees, sê sy. Sy wil net seker maak sy's 'n teenager in die hemel. Sy's nie so keen soos 'n oupa of ek weet nie, ek het nie 'n perfekte antwoord daarin. Ek sê dit gaan amazing wees. 'n ander manier om hierna te kyk van die identiteite wat jy kry. Ons het nou gesê, is een van hierdie nuwe identiteite is saint. Die oomblik wat jy jou geloof in Jesus sit, verklaar God jou saint. Wat beteken, jy is perfek
op sy gesit en perfek in sy oë, eksklusief vir sy gebruik. Heilig. Nou vra ek en jy, hoe werk dit? Want as ek na myself kyk, sien ek dit nie. Maar dis die ding, jy is nie veronderstel om na jouself te kyk nie. Jy is veronderstel om na Jesus te kyk. Ek wil graag 'n Ou Testament teks, gou 'n storie lees om dit te verduidelik. In die Ou Testament is daar 'n periode waar Israel was nou lank uit die land uit in ballingskap gewees en hulle kom terug om die stad te herbou. En die hoëpriester daai tyd se naam was, ek dink Joshua gewees. Maar die nasie en Joshua was nie in goeie shape nie. En 'n profeet Zacharia kry toe 'n visie. En kyk, hoor gou hoe werk hierdie visie wat daar aangaan. Hy sê, then he showed me, is nou Zacharia, die engel het vir hom gewys. Then he showed me Joshua, the high priest, standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to accuse him. And the Lord said to Satan, the Lord rebuke you, O Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this a brand plucked from the fire? Now Joshua was standing before the angel, clothed in filthy garments. And the angel said to those who were standing before him, remove the filthy garments from him. And to him he said, behold, I have taken your iniquity away from you, and I will clothe you with pure vestments. And I said, let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on the head and clothed him with garments, and the angel of the Lord was standing by. Is dit nie die mees amazingste prentjie nie? Ons word accused van, jy is nie waardig om hier te staan nie, en Joshua kyk en hy sê, ja, dis waar. Hierdie garments is gewoonlik simbolies in die Bybel van jou lewe, die kwaliteit van jou lewe, of wat heilig is of nie, en Joshua staan daar, filthy. Ek weet nie of jy al ooit by 'n geleentheid was, en jy besef, ek is nie gepas aangetrek vir hierdie show nie. Nou, maal dit met 1000 miljoen, om so te staan voor 'n heilige God. En wat is God se oplossing? Haal daai af. En hy sit vir hom nuwe klere aan. En die amazing ding van die headpiece, nou daar moet jy nog verder teruggaan in die Ou Testament. Die hoëpriester, sy headpiece, het so 'n goue plaat opgehad, en wat daar opgestaan het was, Holy to the Lord. Holy to the Lord. As jy in Jesus is, het hy jou hele lewe, past, present, future, se filthy garments afgehaal, en het sy seun se perfekte lewe op jou gesit. Holy to the Lord. Hoekom? Is ek goed genoeg om so te staan voor Jesus? Nope. Of voor God? Nope. Maar die vraag is Jesus? En die antwoord is ja. Die antwoord is ja. En hy cover jou nou. Jy is 'n saint. Jy is in 'n oomblik op sy gesit om aan God te behoort. Exclusive vir sy use. Dit is wat dit beteken, om 'n saint te wees. Dan sien ons, as jy verder gaan, nou 'n saint, nou is jy 'n saint, maar nou, as 'n saint, is hierdie proses wat nou vorentoe gaan, omdat jou sainthood nie afhang van jou lewe nie, dit hang af van wat God gedoen het, maar nou is hierdie journey vorentoe, nou leer jy hoe om uit te lewe wie jy regtig is. Dit is die Nuwe Testamentse manier om heilige leefstyl aan te bemoedig. Leef uit wie ek jou gemaak het. Nou ek kan onthou, toe ek so 20 odd jaar na die Here toe gekom het, kan ek onthou dat instantly het daar 'n paar goed in my verander. En een van die eerste goedes was, ek het op 'n vloek. Ek kan dit nie beskryf nie, maar ek het nie probeer nie. Dit het net instantly gebeur. Maar 'n klomp ander goed was nie instant nie. Vir instance, ek het soos baie jong mense maar gelaik om uit te gaan in die aande en dan uitgegaan en dan raak dit alle later en mens drink gewoonlik meer en meer en meer. En ek onthou hoe daai nog vir so rukkie aangegaan het, maar ek onthou iets was anders. Iewers het dit nie meer gegel met wie ek weet ek nou is nie. Iets het verander in my lewe. En nou moes ek leer om die ou gewoontes, die ou dinge,
af te gooi, om hierdie nuwe, waarvoor dit, was dit baie keer, ek weet ek moet goed wees, so ek probeer, maar ek wil nie regtig nie. Ek wil nie regtig nie. Hier, so, kan ek sê, partykeer sê ek vir mense so, op skool het ek probeer goed wees, maar ek was, eintlik het baie meer gelaik om nie goed te wees nie. Na daai encounter, was ek was filthy rags. Maar iets in my het verander. Iets in my, nuwe begeertes. Nie perfek nie, stammel en vol, en party mense wat my in my eerste jaar sou gesien het, sou nie gedink het ek is 'n Christen nie. Maar iets het verander. En ons leer nou om hierdie nuwe lewe te lei. En dan kom daar 'n dag wat ons vir Jesus sal ontmoet. Dan sal elke liewe versoeking en die teenwoordigheid van sonde verdwyn. Nou, ek weet nie of dit vir jou goeie nuus is nie, maar vir my is dit baie goeie nuus. Sonde is wat ons seermaak. Sonde is wat ander mense seermaak. Sonde is wat ons conscience defile. Dis hoekom Jesus gekom het. Om sy skepping te red van dit wat skeef geloop het. Is dit nie amazing nie? Daar kom 'n nuwe hemel en aarde sonder sonde. Dit is die gospel. As jou gospel oor enigiets anders gaan, is dit nie die gospel nie. Die gospel van ons Here Jesus is 'n redding van sonde. En dit kom by die volgende lyn, en daar kan ek jou 'n klein bietjie help teologies hierso. Nou, as jy die Bybel lees, sal jy baie keer by hierdie woorde uitkom. Nou, ek lees die Bybel in Engels, want ek verstaan nie meer die Afrikaans nie. Want niemand wat ek ken praat meer so Afrikaans nie. Dit is great, en ek dink is 'n decent vertaling vir al die 53. Maar in Engels lees ons van die oomblik wat jy geloof in Jesus sit, is jy justified. Dis 'n legal term wat beteken jy is onskuldig verklaar. Onskuldig verklaar. Die regter kyk na jou lewe, hy kyk na die saak en hy sê hier's niks om te straf nie, en hy verklaar jou justified, geregtig. Daar's niks op jou rekord wat wys dat jy hoef gestraf te word nie. En hoekom kon hy dit doen? Omdat hy vir Jesus gestraf het. Maar nou tree ons na dit, en dit is 'n ding wat nie kan verloor nie, dis buite jou gemaak, jy het dit in geloof gekry, maar nou loop jy hierdie lewe uit. Nou leer jy om heilig te word, en die term in die Bybel is sanctified. Heiligmaking. En dan kom daar 'n dag waar die Bybel praat van glorification. Glorification. Waar jy sal skyn met die heiligheid wat bewerk is, met die nuwe liggaam wat jy ontvang het in die heerlikheid van God, is ons hoop vir ons toekoms. 'n Ander manier om dit te sê, dis nie op die slides nie, maar as iemand vir jou sê, is jy gered? Dan sê hy, wel, hang af wat jy bedoel. Hang af wat jy bedoel. Maar gewoonlik weet ons mense bedoel, het jy al jou geloof in Jesus gesit? Maar dis ook waar dat ek heiliglik besig is om gered te word. So jy kan sê, I was saved from the penalty of sin, justified. I am being saved from the power of sin. And I will be saved from the presence of sin. Die wonderlike, radikale boodskap van Jesus se evangelie na ons toe wat ons verander. Want in 'n oomblik gee hy vir ons 'n nuwe identiteit en hy verander ons. So nou wil ek jou 'n vraag vra. Waar is jou mannetjie op daai tydlyn? Waar is jy op daai tydlyn? Het jy al vir Jesus ontvang? Is jy al vergewe? Het jy al 'n nuwe identiteit gekry? Is jy al justified? Dis in 'n oomblik van geloof in Jesus sit. En dan in jou journey van transformation, en ons gaan nou 'n bietjie daarby kom, wat se impak het dit op ons lewe vorentoe? Nou, aan die einde van ons meeting gaan ons geleentheid gee vir mense wat voel, weet jy wat, ek weet nie of ek 'n Christen is nie. Ek het my hele lewe in kerke groot geword, maar ek het nog nooit persoonlik na hierdie punt toe gekom het wat die gospel my lewe verander nie, waar ek sê, Here, red my, vergewe my. Ons gaan 'n geleentheid aan die einde gee, maar vir baie van ons het ons dit al gedoen. Nou, as suppose ons weet nie presies hoe naby ons aan daai promotion enetjie is nie. Party dink ons is nog lank, en dit is dalk nie. Nou, wat doen ons met hierdie inligting? Nou, ek wil 3 bewegings voorstel. Die een, dit leer ons om terug te kyk. Dit leer ons om nou te weet hoe ons te lewe, en dit leer ons om vorentoe te kyk. Die terugkyk en vorentoe kyk het eintlik 'n impak hoe ons nou lewe. So eintlik gaan dit oor nou.
Maar jy kan net nou reg doen as jy leer om terug te kyk en om vorentoe te kyk. So wat help die idee, die waarheid dat jy 'n saint is? Hoe help dit jou nou as jy terugkyk? Wel, ek sal voorstel dit help jou met dankbaarheid. Incredible thanksgiving. Kyk, en dit is hoe Paulus sy brief begin. In die volgende vers sien ons, dit is hoe hy dit begin. Onthou, hy begin daai hoofstuk met hierdie uitbarsting van prys. Ek wonder wanneer laas was jy bly dat jy vergewe is? Hy sê, blessed be the God and Father. Dit is 'n gebed en is essensieel, maar 'n thanksgiving gebed, 'n prysgebed. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Die punt is, deel van dit, jy's 'n saint. Jy's 'n saint. Jy is heilig gemaak. Jou sondes is vergewe. Op grond van Jesus. Nou, ek weet nie of julle dit weet nie, maar dit is hoekom ons nagmaal gebruik. Dit is hoekom ons brood breek. Jesus het gesê, do this in remembrance of me. Hoekom sou hy dit gesê het? Wel, ek weet, want meeste van julle soos ek, jy vergeet. Is dit nie? So baie van ons geloof gaan rondom om te onthou. Onthou wie jy is. Onthou wat God gedoen het. Is dit nie? Dit is soos, as ek weet ek moet iets onthou, ek is nie perfek met dit nie, maar ek het nou al 'n paar van die goed geleer, as ek iets moet onthou, dan doen ek nou iets om my later te onthou. So ek sit nou 'n skool sportsak voor die deur, of 'n partykeer is soos, wat doen jy die pot hierso, en jy gaan aan, maar die punt is, wanneer ons saamkom, wanneer die gospel gepreek word, wanneer ons nagmaal gebruik, onthou ons. Ons onthou, jy's gered. Ons sing songs, hoekom dink julle sing ons liedjies? Ek weet nie of jy daaraan gedink het nie, is dit maar net wat kerk doen, is dit? Nee, die Bybel sê ons moet dit doen. In die boek van Efesiërs sê dit eintlik, singing songs, hymns and spiritual songs, and it selves to one another. Dit is 'n bietjie weird as ek Wynand kom ek sing vir jou liedjie, maar jy weet, ek weet nie of ek heeltemal daar is nie, maar die idee is, in ons samekoms, wanneer ons sing, stig ons mekaar en ons onthou wie ons is. Ons onthou wie ons is. Want in die wêreld is al die boodskappe na jou toe, kry jou identiteit deur wat jy doen. In die gospel is dit ons ontvange identiteit. Ons onthou wat gedoen is vir ons. In die wêreld hoor jy 'n ander stem. En die stem vir jou, doen beter. Gaan harder, presteer meer. Want dan kan jy iets wees. Dan achieve jy iets. Jesus sê nee, ek het achieve. Ek's die Here in hierdie storie. En ek gee dit vir jou. So ons kyk terug. Sorry, ek gaan daai cool quote lees wat ek geskryf het hier. In Ephesians, gratitude is the language of people who know who they are. Saints don't complain their way through life. They bless God because they know what they've been given. Jo, dis 'n ding wat ek wil uitwerk in my lewe. Ek slip vinnig in complain in. Wat doen ek nou? So ons kyk terug en weer eens wat ek nou gaan vorentoe kyk en agtertoe kyk, eintlik het te doen met nou. Want jy kan niks doen in die verlede nie, jy kan dit net onthou. Dit is hoe Paulus dit skryf in die boek. Hy sê, we are to put off the old self, which belongs to your former manner of life, and is corrupt through deceitful desire, and to be renewed in the spirit of your mind, and to put on the new self, created after the likeness of God, in true righteousness and holiness. Dis die Nuwe Testament se manier om jou aan te moedig om heilig te lewe. Hy sê, jy was iets. Nou is dit soos ek, nou, trek dit uit. Put it off. Jy sien iets in jou lewe en jy sê, dit is 'n BC ding die. Dis nie meer ek nie. Ek kan nie meer hierdie ding saam met my bring nie. Hy steel, hy vernietig, hy maak vas, hy bring slawerny, hy laat my nie hardloop in die dinge van die Here nie, weg. En van daai goeders vat baie lank. En jy doen dit oor, en ons word moeg vir dit. Maar dan kom 'n dag gaan dit verby gaan wees. Moenie ophou fight nie. Moenie ophou afsit nie. So daar's 3, ons put off, en dan sê put on. Net dat julle sien, ek praat nie nonsens nie, en hier is nie pop psychology nie. And to be renewed in the spirit of your mind.
So wat beteken dit? Dink anders. Dink, hierdie ding is hoe ek was, so dink jy, ek is nou iemand niets. Change your thinking, dis eintlik wat een van die Griekse woorde van repentance beteken, metanoia. Change your thinking. Op 'n stadium het jy so gedink, maar nou kom die lig van die evangelie, dink anders. Dis okay om anders te dink. Dis okay om te sê, ek is 'n saint. Hierdie hoort nie meer nie, en ek love het hoe hy dit daar sê in die volgende teks. Hy sê, but sexual immorality and all impurity, or covetousness, ons sê altyd gewoonlik die seksuele goeders, maar hier's hierdie ene, covetousness. Gierigheid is deel van die ou lewe. Maar dis die ene wat ons excuse. Ons sê, ek het al baie sondes gehoor as in wat ek doen. Nog nooit het iemand na my toe gekom en sê, "Jesus, help my, ek is gierig." Dis die een wat ons verskoon. Ek is gierig. Dis wat dit sê. En hy sê, those things must not even be named among you. Dan sê hy, as is proper among the saints. Dis nog cool, weet jy? So hy gebruik daai selfde idee van, julle is saints, dit is ongehoord, dis soos water en olie, dis nie veronderstel om hier te wees nie. Dus, ek dink nou, ek was net uit die skool uit en ek dink ek dalk nog matriek, kan jy onthou nie, maar ek het my lisensie gehad, en ons was weg iewers, en ek ry my pa se Mazda double cab, en ek gaan gooi petrol in, en ek ry huis toe, en die kar gaan staan, haak ek maar terug huis toe, en ek so nonchalant sê, "Jesus pa, ek het gaan petrol ingooi," en hy sê, "Diesel." Ek sê, dis ek hier hoekom die kar gaan staan het. En dis wat dit is, wanneer jy niet gemaak is, en jy voel om nog met iets anders, gaan staan die ding. Jou lewe wat hy in jou gesit het vir die nuwe lewe, as jy aanhou met die ou goed. Die kar is niet, maar die kar staan, hy is nie baie useful nie. Die kar staan langs die pad. Het is in Jongensfontein en Stilbaai. Dankie tog, daar was nie baie skade nie, en ek het nie, maar ek sal nooit weer diesel, of petrol in 'n dieselkar gooi nie, dit verseker ek jou. Ons kyk vorentoe, en ek dink hier is waar ek regtig die Here vertrou om iets in ons harte oop te maak. Ek dink wat gebeur het, en waar vir ons baie maklik kan val, ek included, so ek preek vir my hierso, is ons maak die gospel oor hierdie lewe. In ons weste maak ons alles oor hierdie lewe, maar dis nie hoe die Nuwe Testament skrywer skryf nie. So ek wil so 2 stukke in Korintiërs, ek het eintlik 4-5 tekste, maar kom ons try by 2 hou, om hierdie punt te maak. So ons is saints en ons kyk na vorentoe, ons leer om hierdie lewe uit te werk, om ons nuwe self uit te werk. Maar nou het ons ook 'n hoop en 'n toekoms wat God beloof. En Paulus in die boek van 2 Korintiërs praat hy van hoe hy aanhou om hierdie gospel te preek. En hy gebruik dit en hy praat met mense oor hierdie, en hy sê, deel van hierdie transformerende journey om te verander en om die Here te dien in hierdie lewe is, daar's actually suffering involved. Want hierdie storie wat ek nou sê is baie mooi, tot jy suffer. Tot dit moeilik gaan om Jesus te volg. Tot jy die volgende sacrifice moet maak, om in jou nuwe identiteit te lewe. So, is half die agtergrond daar, en ek wil vir julle 2 tekste lees, hoe Paulus hierdie vorentoe kyk gebruik vir ons, wat nou niet gemaak is. En hy sê, hy het nou net gepraat van, hierdie gospel wat ons preek, is in jars of clay, menende, ons is eintlik pretty weak. Ons liggaam is weak, ons liggaam word alle ouer, en dis moeilik, en ons suffer, en hy sê dit, so we do not lose heart. Though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day. Amazing, né? Hierdie transformerende ding. So, in hierdie journey is daar sufferings, en dashboard liggie skyn, en hy sê, maar binne word ek niet gemaak. En hy sê, for this, light, momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond comparison. Nou, julle moet hierdie hoor. So as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen, menende hierdie glory wat kom. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. En wat ons doen,
ons maak die gospel oor nou. Maar die skrywers maak dit nie so nie, sê, wat? Dis hoe jy lewe. Jy kyk vir die aansien en hoe's hoor gou hierdie, daar's een woord wat baie belangrik is, vers 17. For this light momentary affliction is preparing. Present continuous. Menende, hy werk vir jou. Menende, die idee wat jy kry, hoe meer suffering, hoe dit produce. Die suffering produce. Dit is soos op 'n skaal. Jy sit hier iets in, hy produce iets aan die ander kant, maar dit wat hy aan die ander kant produce, kan jy nie op 'n skaal sit nie, want hy outweigh die suffering, soveel so, dat hy alle suffering light and momentary noem. Nou, jy praat met Paulus, geshipwreck, geslaan, verwerp deur sy mense, vriende verloor. Hy sê, as ek als moet opweeg, teenoor dit wat gebeur met my, wat dit vir my werk aan die ander kant, is light, compared to an eternal weight of glory. Die punt is, die ewigheid en die glorie is nie dieselfde vir almal nie. Nou, hier vir die glitch klomp mense, en ek het dalk nie baie tyd nie, maar bly met my. Jy word verheerlik, maar dit is soos 'n ster. In 1 Korintiërs 15 praat hy van sterre wat skyn. Hy sê, all the bodies shine with different degrees of glory. One is the glory of the sun, the other one's the glory of the moon, and the differing glory of the stars. Hy sê, so it will be with the resurrection. Met die opstanding van Jesus. Die heiligheid wat jy, hoe jy vir Jesus geleef het, en deur suffering geleef het, bepaal die weight of glory wat kom. Volgende teks, so 'n bietjie aan, en hy gaan aan en hy sê, hy begin praat van, ja, ons huidige liggame is soos tente, maar daar kom 'n gebou vir ons. Dis soos van julle by die mannekamp, wat die sê, nou ek gaan huis toe. Hier word te veel gesnork in hierdie tente, ek gaan huis toe. Jy kry 'n gebou, dis 'n tent van 'n gebou. En dan op 'n stadium sê, so we are of good courage, and we would rather be away from the body and at home with the Lord. Dis wat hy sê, soos hierdie lewe is soos 'n tent, en ek is nie eintlik 'n tent ou nie. Ek wil eintlik by die Here wees. Nee, so hy het iets gemeen met ons ouens wat sê, ek is nie 'n kamp ou nie. Okay? Ek is nie 'n kamp ou nie. Wel, ek sê is my vrou, maar ek is nie 'n kamp ou nie. Hy wil eintlik by die Here wees. Hoeveel van ons wil dit sê? Eintlik wil ek daar wees. Eintlik wil ek by Jesus wees. Dis waar die gospel gaan. Maar hy weet, in hierdie tent het hy werk om te doen, en hy iets om uit te rig vir die Here, maar hy wil eintlik by die Here wees. Dan sê hy, so whether we are at home or away, vers 9, we make it our aim to please him. For we must all appear before the judgment seat of Christ. So that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Hy praat met Christene, nie om hulle redding te verloor nie, nie om unjustified te raak nie, nie om eweskielik nie kind van God te raak nie, maar die idee hier is jou glorification, dit wat kom in die toekoms, die beloning wat vir jou opgegaar word. Hy sê, en is interessant, daai woord judgment seat, is die Griekse woord bema, wat net een keer gebruik word in die Nuwe Testament, en dit is dieselfde woord wat hulle gebruik het vir die Olimpiese spele, vir daai podium wat hulle gehad het. Die idee, en by the way, judgment beteken besluit. Ons dink judgment en ons dink 'n sweep, is dit nie? As jy judgment hoor, dink jy dadelik dit, maar judgment is letterlik net om te besluit. Beoordeel, kyk na jou lewe. En dan op 'n dag sê hy, well done, good and faithful servant. Well done. In die boek van Daniël is daar 'n amazing stuk, ek het dit nou nie in my notas nie, maar ek het vinnig in worship daaraan gedink. 12, vers 13. Nee, is nie vers 13 nie. Ok, gaan jy na my glo, julle kan dit self gaan soek, vers 3 dalk, of is dit? Ok, ek gaan met paraphrase. Daniel sê, those who are wise, en wat hy ook sê, and will lead many to righteousness, will shine like the stars. Jou glorie, wat die Here vir jou bewerk,
wat opgestoor word vir jou, soos jy faithfully vir Jesus volg en hom dien, sal skyn soos die sterre. Maar dit hang af hoe ek en jy lewe. Lewe jy soos wie jy gemaak is, of is jy soos 'n kar wat al langs die pad gaan staan? Want jy probeer dit hardloop op iets wat nie vir hom bedoel is nie. As jy 'n Christen is daar incredible inheritance vir jou. Incredible inheritance. Om hom te dien, om betrokke te wees met wat God doen op die aarde, om die nasies te bereik, om self hierdie nuwe identiteit uit te lewe. En ek het vandag 'n analogy, die musiekspan kan dalk kom asseblief. Nou verstaan ek hoekom hulle daai mic sit wat soos Britney Spears lyk op jou kop. Nee, kom help my asseblief. Jy en sorry, jy kan ook daar kom. Rol hierdie ding oop. Geef vir Wynand 'n stukkie en dan gaan Wynand daar uit. Nee, go. Tot daar 'n klapmuts, go. So, ons staan hier bo, Nelly. Ja, is fyn. Hulle kan jou nie meer sien nie. Nelly, kom staan jy hier bo? Ek moes hierdie seker deur gedink het, nee. Okay. Nou ek wil jou imagine hierdie is jou lewe. En imagine Wynand is daar in Kaappunt. Nee, dit is min of meer nie regtig nie. As ons so meer Blouberg so intoe, nee, in elk geval. Hou vas daar. Imagine dis jou lewe. Vir alle ewigheid. Onthou as jy 'n Christen is, sê die Bybel, jy het ewige lewe. So jy is gebore en iewers het jy vir Jesus ontmoet. En nou wil ek iets anders sê. Imagine hierdie is jou, hierdie is nie lekker ene nie. Ja, wat is ek 'n bietjie muisvierhoekies het hulle my gegee. Imagine dis jou lewe op aarde. Hierdie is ewigheid. Hoe sal jy lewe as dit regtig saak maak hoe jy lewe hierso? Want hier sou dit kan wees. Hierdie is so precious. Dankie Here vir die gospel. Kom ons maak hom veilig toe. Kom ons beskerm hom. Kom ons doen niks wat ongemak op hierdie om my lewetjie bring nie. Al wat die gospel is 'n bietjie encouragement vir my om net deur die volgende paycheck te kom. Of okay, maar dan is ja. Jy kan sê, okay, Jesus, hier is my lewe. Ek hou dit nie vir myself nie, oei. Julle kan maar begin. So my aanmoediging aan jou is, julle kan maar gaan sit, dankie. Thanks, dit was great. Los maar, ons gaan dan nou oprol. Ons gaan nou in 'n tyd van worship gaan, dan gaan ons 'n paar profetiese woorde, ons is nie baie tyd nie, maar ons gaan dit doen. Jy's 'n saint. Hebreërs 12 sê, let us run the race, throwing off every weight and sin that so easily entangles. Daar's 'n roeping op jou lewe. En ons kan maak of dit als oor hierdie lewe gaan, of ons kan luister wat die Bybel sê, en luister wat Jesus sê, en sê, luister, wees faithful, want er kom 'n dag wat ek terugkom. Ek kom terug, en almal gaan voor my staan, en my kinders, my diensknegte, my saints, wat ek wil hê moet skyn soos die sterre, vir alle ewigheid, om glory te bewerk. Wat gaan jy doen? Gaan jy heeltyd verskonings maak? Of gaan jy vandag sê, today is the day of salvation? Vandag is die dag wat ek dinge regmaak, besluite neem, en sê, ek lewe vir Jesus. Kan ek julle vra om saam met my te staan, asseblief?
Eerste wat ek wil doen, ek wil graag 'n geleentheid gee voor ons sing vir enigiemand wat nog nie hulle geloof in Jesus gesit. Dis die great ding. Vanoggend kan jy dit doen. Vanoggend kan jy sê, ek besef ek is nie 'n Christen gebore nie en ek besef hierdie boodskap is vir my. Red my Here, vergewe my. Ek wil 'n kind word van U. Kan ek julle vra om julle oë te sluit? Ek wil net gou-gou 'n geleentheid maak sonder dat enigiemand kyk. As jy in daai plek is en vir my sê, "Aldo, yes, ek wil my hart vir Jesus gee." En jy het dit nog nie gedoen nie. Hierdie is 'n once in a life. Jy hoef dit nie weer te doen nie. Vir die eerste keer. Wil jy net vinnig vir my waai nie en sê, "Yes, ek wil my hart vir Jesus gee vanoggend." Jy kan vinnig net waai en jou hand afsit. Enigiemand hierso. Nog so 'n klein oombliekie gee. Dankie, Here. Jy kan net hier in jou hart doen. Here Jesus, dankie dat U my liefhet en dat U vir my sonde gesterf het. Ek glo vanoggend in U. Red my, maak my net. Ek is 'n kind van God. Jules, why don't you quickly come share that word? This morning in prayer meeting, I just had a sense that it's a warning that we've got hidden sins, things that we've never told anybody else or things that we've never confessed, but we keep doing it. And I just had such a sense that God, with the warning comes. I don't know if any of you saw Hansi's interview after his trial. He said, God warned me, and then He uncovered it. And I have just got such a thing that repent today, choose God's favor today, because your hidden sins will one day be revealed. And it could happen now, today, or further down the line. We know so many what are those very common, but well-known people, that some of them, when they died, their sin was uncovered, and it ruined their testimony. We know so many people that were warned and they didn't. And so my encouragement is, while there is still day, turn to God, confess those sins, and there's no shame, there's no condemnation. He will deliver you. Today is your day of deliverance. Today is your day of salvation. Today is the first day you're going to walk in the favor of the Lord. So ek wil musikante gaan vir ons speel. Dan wil ek julle nooi om nagmaal te kom kry en onthou dis wat Jesus vir jou gedoen het. As jy nodig het in wat gesê is, jy mag dalk nog 'n paar woorde kom. As jy net wil hê iemand moet saam met jou bid. Kry die nagmaalstaf en staan net hier voor. Hier's van ons leiers en diakens en ouderlinge wat net saam met jou wil bid. Jy kan of sê waarvoor jy wil bid, of jy kan net sê bid net saam met my. Of jy kan sê no thanks, ek wil net hier staan. Ek gaan ons bid en dan gaan die musikante begin speel en dan wil ek julle vra, kan julle gerus voor toe kom. En as jy reageer op daai woorde of enigiets anders, dit hoef nie dit te wees nie. En sê luister, vandag is die dag. Ek wil 'n besluit maak. Om sekere goeders what's done is done. Kom ek bid vir ons. Dankie Here dat U ons hoor. En dat vandag U vryheid wil bewerk in ons lewens. Ja, ons bewerk. Dankie wat U werk in ons hou vir ewig. En ek vra dat mense sal vrykom vanoggend, dat ons sal onthou wat U gedoen het en dat ons met hoop sal kyk vorentoe. En dat ons nou courageous sal lewe in die dinge van die Here. Amen.